Welkom terug by die 4de sessie van ons Love Like This reeks. In die eerste paar sessies het ons baie gesels oor compassion. Ons het gesien hoe Jesus na mense kyk en hoe daardie deernis ons harte sag maak vir die stad en vir die mense om ons. Maar kom ons wees eerlik, sodra jou hart sag word en jy die nood raak sien, tref 'n baie spesifieke vraag jou. In die eerste paar sessies het ons baie gesels oor compassion. Ons het gesien hoe Jesus na mense kyk en hoe daardie deernis ons harte sag maak vir die stad en vir die mense om ons. Maar kom ons wees eerlik, sodra jou hart sag word en jy die nood raak sien, tref 'n baie spesifieke vraag jou, gewoonlik tussen die oë. Jy kyk na jouself en dink, maar wie is ek nou eintlik? Maak my lewe 'n verskil en is ek 'n aanwinst vir die samelewing? Miskien voel jy soos net nog 'n nommer in die verkeer of net nog 'n gesig in die kantoor. Miskien dink jy roeping is iets vir net spesiale uitgekiesde mense. Die ouens met die mikrofone of die mense wat voltyds op die sendingsveld is. Wel, vandag gaan ons daardie leuen totaal en al breek. Ons gaan gesels oor ons calling. En hier is die mikpunt. Teen die einde van hierdie sessie gaan jy jouself en jou maandagoggend nooit weer dieselfde sien nie. Nou, waar begin ons? Wel, hier is die perspektiefskuif wat sal help. Jy is 'n gedig, nie 'n produk nie. Die woorde val sag op die oor, nee. Maar waarvan praat ons hierso? Daar is 'n vers in Efesiërs 2 vers 10 wat ons keer op keer teruglei na hierdie spesifieke waarheid toe. Die skrif sê ons is God se handewerk. In die oorspronklike Grieks staan die woord poema. Dit is waar ons die woord van afkry gedig. Dus jy is God se gedig wat hy geskryf het, deurgedink het en kreatief oor geraak het. Hy het teruggestaan en na sy handewerk gekyk en gesê, dit is baie goed. Dink net vir 'n sekonde daaroor. Jy is nie net 'n massaproduk wat op 'n vervoerband in 'n fabriek gemaak is nie. Jy is God se kunswerk. Jy is sy meesterstuk. Wanneer 'n kunstenaar iets skep, gooi hy sy hele hart daarin. Die kunswerk vertel 'n storie van wie die kunstenaar is. So, as jy vir jouself in die spieël kyk en dalk net die foute of die issues sien, onthou dit, die groot kunstenaar het jou met die hand geteken. Jy is bonatuurlik aan mekaar gewewe. Jy is die uitdrukking van God se hart. Jou uniekheid is nie 'n fout nie. Dit is die grootste bate. Jou roeping is nie 'n swaar las wat jy moet dra nie. Dis eintlik die plek waar jy meeste lewe gaan beleef in jou lewe. Nou boonop jou unieke skepping het jy ook 'n skepingsdoel. Die meeste van ons stres onsself dood oor die toekoms. Ons probeer ons eie stories skryf en ons hoop maar net die einde gaan uitwerk. Maar Psalm 139 sê iets ongelooflik. Dit sê dat God jou gesien het nog voor jy gebore is en dat hy elke dag van jou lewe reeds in sy boek opgeteken het. Die biografie van jou lewe is reeds dan geskryf. Hoor jy dit? Gewoonlik word 'n biografie eers geskryf oor mense wat reeds gearriveer het of klaar iets ongelooflik reg gekry het. Maar God het jou nou geskryf voor jy jou eerste asem kon haal. Roeping gaan dus nie oor om iets uit te dink nie, maar om te ontdek wat God reeds oor jou beplan of geskryf het of gedroom het. Dit is wat ons geestelike intelligensie noem. Dit is die vermoë om jouself deur God se oë te leer ken. Die mens wie jy is in sy perspektief te sien. Die prentjie lyk anders dan. Ons probeer dus dan nie vir God in ons prentjie inpas nie, maar eerder om te ontdek waar pas ek in sy storie in. En wanneer jy daardie skuif maak, verander jou hele perspektief op maandagoggend. Jy is nie maar net daar vir 'n salaris nie. Jy is daar as 'n karakter in 'n goddelike draaiboek. Miskien dink jy wel, ek is 'n kunswerk, maar hoe werk dit prakties? Om die konsep makliker te verduidelik, dink so daaroor. Legkaarte is almal in verskeie vorms gesny en hier is die antwoord. Kyk na hoe jy gevorm is. God gebruik
3 dinge om jou roeping in te kleur of jou vorm te definieer. Jou persoonlikheid, is jy 'n ekstrovert of 'n introvert, 'n denker of 'n doener? Jou passie, wat jou laat jou hart vinniger klop, waaroor kan jy ure lank gesels, en dan jou talente, waarin is jy eintlik natuurlik goed? Dink weer aan die legkaart, 1000 stukkies, en as een klein stukkie wegraak, is die hele prentjie onvolledig. Jy is daardie stukkie. God het jou passie en jou talente gegee, omdat hy jou op 'n spesifieke plek in daai legkaart wil sit. Jou passie bepaal gewoonlik waar jy moet wees, en jou talente bepaal hoe jy daar moet dien. Jesus is soos die pottebakker. Hy maak van een klei 'n slaaibak, en van die ander een 'n blompot. Moenie jouself vergelyk met die blompot as jy 'n slaaibak is nie. Wees die beste weergawe van wat God jou gemaak het om te wees. Nou, ons sukkel soms steeds om onsself in hierdie perspektief te sien. Hier is die belangrikste deel van vandag se sessie. Ons moet ophou dink dat roeping net vir pastore is. In die koninkryk van God bestaan daar nie iets soos 'n vrywilliger nie. 'n Vrywilliger is iemand wat help as hy tyd het. In God se familie is ons almal medewerkers. Jou kantoor is nie 'n wêreldse plek nie. Jou klaskamer is nie sekulêr nie. Dit is 'n heilige grond waar God jou geplaas het om sy teenwoordigheid in te dra. As jy 'n onderwyser is jy God se ambassadeur vir daardie kinders. As jy in besigheid is jy daar om God se integriteit en wysheid in die markplein te reflekteer. Moenie wag vir 'n verhoog of 'n mikrofoon om geroep te voel nie. Jou lewe is reeds die verhoog. Bediening gebeur oor 'n koffie in 'n moeilike besluittyd. En in 'n manier hoe jy na 'n kollega luister wat hulle swaar kry. Jy is geroep om die hemel aarde toe te bring, presies waar jy nou is. Vriende, moenie 'n dam word wat net met alles vir jouself ingaar en ophou nie. 'n Dam word vrot en brak terwyl dit stil staan. Word 'n rivier. Laat God se unieke ontwerp vir jou lewe deurvloei na ander mense toe. Wanneer jy begin doen waarvoor jy geskep is, word jou lewe 'n gedig van aanbidding na God. So waarop fokus ons die week? Maar ek wil jou vra, gaan staan voor die spieël, kyk na God se meesterstuk en vra vir hom, Here, hoe kan ek vandag my unieke kleur in u storie gebruik? Jy is nie 'n ongeluk nie, jy is 'n poema. God se meesterstuk, gaan leef dit uit. Volgende week gesels ons oor hoe ons met hierdie waarheid effektief kan bydra in die koninkryk en skuif van nemers na gewers toe. Lekker week en geniet die gesels.